Goeiedag, dis my weer eens 'n heerlike voorreg om hier te groet hier uit die Weeslig kantoor. Ons tema vir hierdie week is net soos in die dae van Noag. Jesus het hierdie woorde gesê in Matteus 24 vers 37, 38, 39. Net soos in die dae van Noag, so sal ook die koms van die Seun van die Mens wees. Wat 'n dag om na uit te sien. Want net soos hulle was in die dae voor die sonvloed, toe hulle geëet en gedrink het, getrou het en in die huwelik uitgegee het, tot op die dag dat Noag in die ark gegaan het. En dit nie verstaan het, voordat die sonvloed gekom het, en almal weggevoer het nie, so sal ook die koms van die Seun van die Mens wees. Meeste van ons ken die verhaal van Noag in die ark uit Genesis 6 en hierdie dag praat ek oor 6 tot en met 9. 'n Verhaal van 'n groot vloed en Noag wat gered word saam met sy huis in die ark. Maar eintlik is dit die verhaal van die einde van 'n nuwe begin. Dit vertel hoe een van die heel grootste rampe ooit alles kom verander het. Maar eintlik kom hierdie verhaal van baie verder as wat dit is. Jy moet eintlik die storie 4 hoofstukke terug gaan begin haal. Daarin vertel die Bybel eers hoe God die mens as kroon van sy skepping gemaak het en aan hom die ereplek gegee het, maar daarna gaan dinge spoedig net van kwaad na erger. Eers draai die mens sy rug op God. Ja, ons noem dit die sondeval. En net 1 hoofstuk later lees ons van al die ergste wat nog kon gebeur het in daardie tyd, die eerste moord wat plaasgevind het. Kain wat vir Abel doodslaan. En so het die mens net al verder en verder weggedwaal van God, as gevolg van 'n keuse wat hy gemaak het, om te sê, ek weet beter as God. Dan lees ons in Genesis vers 6, dat die Here berou gehad het, dat hy hoegenaamd begin het met die mense. Hy het besluit om weer van vooraf te begin, en so was die sonvloed die einde van daardie era. Uit hoofstuk 6 lees ons dat God aan Noag 'n opdrag gegee het, en Noag moes gehoorsaam. Hoekom het God vir Noag as 'n persoon gekies? Want vers 8 van hoofstuk 6 sê, Noag het genade gevind in die oë van die Here. Dit is die geskiedenis van hom. Noag was 'n regverdige, opregte man, onder sy tydgenote, want Noag het met God gewandel. As jy jouself, u karakter wil meet aan iemand, behalwe Jesus, sien ons hier regverdig, opreg, onder sy tydgenote, omdat hy met God gewandel het. God se genade het nog nooit verander nie, hoor my in hierdie dag, hy het nog nooit verander nie. Bou vir my 'n ark, het die Here vir hom gesê. Dan gee God al die mates wat hy moes doen, en in gehoorsaamheid bou Noag op grond van God se riglyne. Ons het vandag die woord as riglyne, en ons is besig om aan ons ark te bou. Waarmee bou ek en jy? Ek lees hoe die mense Noag gespot het. Die bespotting het gegaan oor dat tot en met daai oomblik daar geen reën geval het nie, net dou het uit die aarde opgekom en het die plante benat. Maar getrou aan God, vir 120 jaar preek hierdie man. Hy is gehoorsaam. Hy maak sy saak reg met God. Daar gaan 'n dag kom dat die ark se deur gesluit gaan word, het God gesê. Hierdie oproep het nog nooit verander nie.
toe alles gereed was, het God opdrag gegee en die diere het 2-2 gekom. Ja, selfs die diere was meer gehoorsaam as wat die mense was. Daar was ook van sekere diere 7 pare wat die Here gesê het moet ingaan. Ek kan my indink hoe toe die ark se deur deur God homself toegemaak is en daar die eerste druppel begin plons op die aarde. Hoe vinnig die mense hulle opinie van spottery verander het na 'n hulpkreet. Hulle is toe skielik gereed om in te gaan. Dan hoor ek vir Noag van binnekant antwoord, maak asseblief nou die deur oop, sou hulle skree, die vloed is besig om te stuig. Maar hy antwoord, die Here het die deur toegemaak. Die wat binne is veilig. Ek kan niks meer vir jou doen nie. Jy het jou keuse gemaak. Dit is nou te laat. Is dit nie maar in ons lewe nie ook so nie? Ons roep en ons preek en ons vertel mense van Jesus, maar die mense het nie enigsins 'n belangstelling in wat ons sê nie. Tot daardie dag gaan kom, wanneer die Here ons gaan weggeruk uit hierdie aarde en ons gaan ewig by hom in die heerlikheid wees, dan gaan dit te laat wees vir jou. By Noag se verhaal het dit vir 40 dae en 40 nagte aanhoudend gereën en die hele aarde was onder die water bedek. Hoofstuk 8 vertel die verhaal van lankmoedigheid. Dit het byna 1 jaar geneem voordat Noag uit die drywende ark sy voet op die droë grond kon sit. Nou sê Jesus in Matteus 24:38, want net soos in hierdie dae, so sal dit wees voor sy koms. God het nog nooit sy roep na die mense en sy soeke na die mense gehou nie. Mense sê, waar is God in hierdie stadium waarin ek my nou bevind? Hoe kan ek sê so God dien en ek moet hom lief hê? Die naaste liefde is totaal dood. En as ons dit toepas, dan kyk die mense na ons asof jy iets van hulle wil hê. Noag se waarskuwing was uit liefde gedoen, maar die mense wou nie luister nie. Dis waar dat hierdie wêreld 'n horribale liefdelose plek geword het. Daarom is daar oorlog en stryery soos wat ons nou in die Midde-Ooste sien. Mense beklei onder mekaar, die een wil oor die ander ene heers, omdat elkeen net vir homself dink, geen liefde vir God en sy medemens nie, maar God wil hê ons moet die geleentheid gebruik, u en ek wat wedergebore is en die lig van God wat binne in ons is, dat ons Jesus in hierdie donker wêreld skyn. Wys vir die wêreld dat jy anders is, want heiligheid is andersheid. Ons is gevul met die Gees van God. Ons geesmens is vernuwe. Ons het nuwe denkwyse. 'n Waarskuwing vanmôre, moenie toelaat dat die wêreld en dit wat daarin gebeur jou onderkry nie. Want as jy dit toelaat, dan gaan Satan jou hê net waar hy jou wil hê. En dit is binne in 'n diep donker gat van depressie. Daar is hoop vir jou en my. Ek herhaal dit. In Jesus Christus is daar hoop vir jou en vir my. Die verhaal van Noag gelyk soos 'n vernietiging, maar dis ook die verhaal van 'n nuwe begin. In hoofstuk 9 lees ek dat Noag en sy mense, 8 van hulle saam, stap uit die ark uit. Rondom hulle lê die aarde woes en leeg, soos wat dit was in Genesis 1 vers 2. Maar God se opdrag, dieselfde as wat hy in Adam gegee het, vermeerder van my soort
en vul die aarde. Ek dink Noag sou vra, waar begin jy nou weer? En hoe gaan dinge nou tussen die mens en God werk, nadat hulle hom telkens so teleurgestel het? Hierdie selfde vraag word in die beradingsentrum gevra, sal God nog ooit in my belangstel? En as ek nog ooit God se verteenwoordiger kon wees, weet ek nie of ek in staat is om dit kan doen nie. Die mens het dan nou van alles 'n gemors gemaak. Waar en hoe begin ek nou weer? Ja, ek wil u die versekering gee, as jy na God draai, God herstel die mens. Kom kyk net 'n bietjie wat doen God die volgende. God gaan 'n ooreenkoms met Noag aan. 'n Ooreenkoms. 'n Kontrak. Die hele eerste ding wat God doen, nadat Noag hulle uit die ark geklim het, was die verbond wat God met Noag sluit. Vir baie wat in 2026 lewe, verstaan nie 'n verbond nie. Maar ons almal ken mos 'n kontrak en dis eintlik wat God met Noag sluit. Die eerste van verskeie soorte kontrakte waarvan die Bybel ons vertel, tot ons in die nuwe verbond lees. En is nogal baie interessante verbonde hierdie. Ja, hierdie een spesifiek met Noag, die reënboog. Dit wanneer ons na die reën kyk en aan die einde 'n heerlike reënboog wat in die lug is, met 'n belofte, ek sal die aarde nie weer met hierdie soort van reënwater die aarde bedek nie. Die eerste ding wat God vir die mens sê, jy en jou lewe is steeds vir my ontsaglik kosbaar. Hoor mooi vandag, jou lewe vir God is kosbaar. Want is immers die een ding kan jy self nie doen nie. Jy kan nie lewe gee nie. Net deur na Jesus te draai, gee hy vir jou die ewige lewe. Dis jou onvervangbare kleinood, 'n geskenk van God. Dis God wat vir jou die lewe gee en net hy beskik daaroor. En hy wil hê dat ons uit hierdie diep donker gat moet opstaan en ons moet lewe. Een ding weet ek, dis nie die mossies en die plante wat vir God kosbaar is nie, maar veral jy en ek. Jy maak saak vir God. Jy moet vanoggend veral een ding raak sien, hoe kosbaar die mens steeds vir God is, selfs na die sonvloed. Jy moet vanoggend sien en sê, my lewe is vir my 'n kleinood en niemand mag daaraan raak nie. Ek neem verantwoordelikheid vir my en my kinders. Ja, ek wil hulle in die ark van Jesus Christus inbring. Ja, God herstel. Sy opdrag was, vermeerder. In Abraham se geval in Genesis 12, beloof God 'n nuwe lewe, 'n nuwe land, 'n nuwe seën oor al die nasies deur hom. Toe hy die ooreenkoms met Jakob gemaak het, het God self sy naam verander. Hy sou nie meer bekend staan as bedrieër nie. Hy is nou die een wat 'n ontmoeting met God gehad het. Ook vir die volk was die verbond by Sinaï 'n nuwe begin as volk van die Here, heel anders as die lewe van die slawehuis waarin hulle gewoond was in Egipte. Ja, die Here wil ons uit Egipte haal. En dieselfde gebeur in die Nuwe Testament. Die woord van die Here sê dat ons wat aan Christus Jesus behoort, 'n nuwe skepsel is en dat God ons oorgemaak het. 2 Korintiërs 5 vers 17. En ek haal dit uit die Amplified uit. Those who are crafted in Christ Jesus is a new creature, a new creation altogether. The old things has passed away, the new has come. Ervaar u hierdie nuwe in God. Ja, hierdie verbond met Noag was 'n unieke verbond.
God wil hê dat die univers moet kennis neem, dat al die nasies moet kennis neem, al Noag se nasate, dat die Here guns bewys het. Daarin sien ons dat God nie net konings oor die kerk en sy kinders is nie. Hy is koning oor alles. Hy is in beheer. Kyk verby die wêreldvloede en die reënboë. Kyk na God, want daar is diepte in hom. God beloof dat hy sy rug nooit op sy kinders sal draai nie. God sal jou nie aan jouself oorlaat nie, nie eens as jy 'n fout gemaak het nie, maar soos Noag wil hy jou oortrek met sy liefde, deurdring deur sy Heilige Gees, sodat jy in eenheid met hom kan wandel. Ja, God is besig om sy bruid voor te berei. Soon and very soon, we are going to see the King. Daar is twee kante aan hierdie verbond. Geen huweliksverhouding werk so dat die een net gee en die ander net ontvang nie. Is dit nie so met ons en God en sy bruid nie? Jesus het alles gegee. Nou verwag God van jou en my om ook ons alles vir hom te gee. Ons moet ons deel van hierdie nuwe verbond nakom. Ons moet by daardie punt kom wat ons sê, Here, ek gaan U met gewilligheid en gehoorsaamheid volg al die dae van my lewe. Ja, Noag was maar net 'n flou skaduwee van wat Jesus sou kom. Die Nuwe Testamentiese ark is Jesus, wat aan die kruis die prys vir jou betaal het, sodat ek en jy in hom deur die lewe, ewige lewe kan hê. Het jy al daardie keuse gemaak? Het jy al by daardie punt gekom wat jy gesê het, Here, ek het U nodig. Ek wil by U in communion gaan. Die nagmaalstafel spreek daarvan, come in union with me. En daar gaan 'n dag kom wanneer ons as sy bruid vir ewig saam met hom in union gaan wees. As ek en jy in hierdie dag 'n besluit moet maak, wat sal hierdie besluit wees? Hy kom weer om sy bruid te kom haal. Is jy deel van daardie bruid? Is jy in die ark veilig in Jesus Christus? Kan jy met danksegging vir die Here loof? Ek wil die Here loof met alles wat in my is. Ek wil U heilige naam loof. Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie. Dit is hy wat al my sondes vergewe het, ja, wat al my siektes genees het, wat my gered het van die graf en my met liefde en ontferming gekroon het, wat my 'n goeie en oorvloed laat geniet, my die jeugdige krag van 'n arend skenk. Barmhartig en genadig is hierdie Here, lankmoedig en vol van liefde. Ek het hierdie stukkie uit Psalm 103 vir jou voorgelees. Die Here wil jou kom seën, want hy wil jou beskerm. Sy reënboog is jou kontrak. Hy wil hê dat jy moet inkom. Hierdie deur na Jesus toe is nog altyd oop. Ek nooi jou vanmôre, maak hierdie keuse om te sê, Here Jesus, ek het U nodig. Vergewe my sondes. Was my skoon deur die kosbare bloed. Bring my in, Here, en maak my veilig in U toe. En seël hierdie deur af, dat die Satan nie van buitekant af na kan inkom nie. Want hy is 'n verwoester, maar U is die Here van genade. Ek dank U, Here. Seën ons dan, Here, in hierdie dag en ook in die dae wat kom, totdat Jesus ons gaan kom haal. Amen en amen. Shalom.